Die Here is in sy heilige tempel. Swyg voor hom, o ganse aarde. Geliefde gemeente, genade en vrede vir julle van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Kom ons antwoord op die groet van die Here vanmôre deur 'n lofpsalm saam te sing tot eer van sy naam, Psalm 48. Psalm 48 wat sing oor Sion. Die Heer is groot waar Sion stop hom wentel uit die dieptes op. Sion is die berg waarop die tempel van die Here gebou is. Sion is ook 'n verwysing na die stad van die Here, Jerusalem. En in hierdie lied, hierdie psalm sing ons oor die koningskap en die heerskappy van God oor sy koninkryk. En ons eer hom as die een wat in die regterhand van die Vader sit, die een wat oor alles en almal regeer. Vers 5, aanskou die stad met skanse, paleise, toringtranse, hoe dat al pryk met nuwe pragt, en meld dit aan die jong geslag. Die God is ons God, en hy sal tot die dood toe ons gelei. So in Psalm 48 kry ons reeds in 'n sekere sin die weerklanke van dit wat ons hoor in Openbaring 21 en 22. Kom ons loof die Here vanmôre deur vers 1 en vers 5 staande te sing. Geliefdes, na die wet van die Here gaan ons skuld voor die Here bely deur Psalm 25, die 2de en die 3de vers te sing. Vers 2 en 3 van Psalm 25, ons bly net so sit wanneer ons skuld voor die Here bely. Ons luister na die samevatting van die Here se wet soos wat hy dit vir ons in Matteus 22 laat opteken het. En
wanneer ons dink oor die Here se visie vir sy kerk, dit was hy in die vooruitsig stel vir sy kerk, dan kom dit baie sterk na vore ook in hierdie samevatting van die gebod van die Here, wanneer die Here Jesus ons oproep om met ons hele wese, hart, siel, krag en verstand, die Here ons God en ons naaste lief te hê. Dit is wat hy in die vooruitsig stel, dit is wat hy visualiseer, dit is wat hy sien vir sy kerk, en so behoort dit by ons te wees. Matteus 22 van vers 34 af, en toe die Fariseërs hoor, dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader, en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Geliefdes, in Jesaja 1 vers 18 en tot 20 kry ons die Here se genadeverkondiging, maar terselfdertyd ook sy waarskuwing as ons lees, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. Geliefdes, ons gaan nou ons geloof in hierdie God bely, hierdie God wat ons saam geroep het en saam bind om sy kerk te wees,
En die wonderlike van die kerk van die Here is dat dit nie 'n menslike instelling is nie, ten spyte daarvan dat party mense jou dit wil laat glo, dat dit mense is wat gesê het, daar moet 'n kerk wees, dat die Rooms-Katolieke kerk die kerk geïnstitusionaliseer het en besluit het, dis hoe die kerk moet lyk. Nee, die kerk van die Here was nog altyd kerk gewees, omdat die Here sy uitverkorenes saambind deur sy Gees. En omdat ons kerk van die Here is ons deel van die algemene kerk van die Here. Die algemene kerk van die Here is die kerk op alle plekke, oor alle tye, uit alle mense. Die gelowiges oor alle eeue, op alle plekke, uit alle volke. En een van die maniere hoe ons verbintenis met die gelowiges voor ons en uiteindelik ook met die gelowiges na ons bevestig, is deur ons geloofsbelijdenis. En daarom is dit 'n wonderlike voorreg om iets soos die geloofsbelijdenis van Nicea, wat die kerk al vir 1700 jaar lank bely, as 'n samevatting, 'n kernagtige samevatting van die groot waarhede van die skrif, waarin ons glo, om dit saam met die gelowiges oor alle plekke, oor alle tye, uit alle volke, tale en nasies, ook in Afrikaans te mag bely. Kom ons staan en dan bely ons die geloofsbelijdenis van Nicea, soos volg in die hart. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En ek glo in een Here, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is. Wat terwille van ons mense en ons saligheid neergekom het uit die hemel en vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria en 'n mens geword het. Ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader en wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie. En ek glo in die Heilige Gees wat Here is en wat lewend maak, wat van die Vader en van die Seun uitgaan en wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete. Ek glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes en ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Jy kan weer sit. Geliefdes, jy kan die woord van die Here oopmaak by Openbaring, hoofstuk 21. Voordat ons uit die Here se woord lees, kom ons buig die hoofde en bid saam. Here onse God, ons is so dankbaar om vanmôre hier saam voor U te kan verskyn. En ons wil as U kerk, as U uitgeroeptes, U heiliges, hulle wat gewas is in die bloed van U Seun Jesus Christus, wil ons saam met die engele ons stem tot U verhef en sing heilig,
heilig, heilig is die Here, die Almagtige. Ja, saam met die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens wat die kerk van die Here voorstel en wat die ganse skepping verteenwoordig, kom buig ons ook voor u troon, Here. En erken ons dat u koning is, dat u regeer en dat u God is. Vader, ons dankie dat ons ook in hierdie wêreld u naam kan groot maak, omdat ons nie alleen is in hierdie wêreld nie, maar omdat ons deur die Gees aan mekaar verbind word, omdat u Gees ook heiligend in u kerk inwerk en ons lewens verander en ons opwek om anders te wees en u koninkryk hier op aarde uit te brei. Ons dankie dat u ons nie alleen gelaat het nie, maar u Gees uitgestort het, sodat u Gees kragtig in ons kan werk, om u heiligmaking en die verlossing in ons lewens te voltooi, sodat wanneer ons uiteindelik in die heerlikheid van ons Here ingaan, soos elkeen wat ons vooruitgaan in die geloof, u ook ons in u huis sal ontvang en sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Vader, maar intussen tyd is ons geroep om hier op aarde u kerk te wees en u het 'n visie vir u kerk. U sien u kerk en hoe u wil hê u kerk moet wees en u roep ons om so kerk te wees soos wat u dit vir ons in die vooruitsig gestel het. Daarom bid ons, Here, dat ons gehoorsaam en getrou sal wees aan u roeping, dat ons sal opgewonde raak oor dit waaroor u opgewonde is, dat ons sal werk aan dit wat u reeds in die vooruitsig gestel het, sodat ons medewerkers sal wees in die opbou van u huis, 'n geestelike huis wat verrys tot verheerliking van ons God en ons koning. Wil u met ons spreek deur die woord, Here, en hierdie visie vir ons duidelik maak vanuit die skrif uit vanmôre. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons gaan saam lees Openbaring 21 tot by Openbaring 22 vers 5. As ons dit lees, begin so lank dink, wat laat die Here ons sien in terme van sy kerk? Want dit is waarheen hy op pad is met sy kerk. Ons lees vanaf vers 1. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie dinge is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Hy wat oorwin sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Maar wat die vreesagtiges aangaan, en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars, en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. En een van die 7 engele, wat die 7 skale gehad het, vol van die 7 laaste pla, het na my gekom en met my gespreek en gesê, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. En hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoë berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem wat uit die hemel van God neerdal. En dit het die heerlikheid van God gehad en sy lig was soos 'n baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspissteen.
En dit het 'n groot en hoë muur met 12 poorte gehad, en by die poorte 12 engele, en name daarop geskrywe, naamlik die van die 12 stamme van die kinders van Israel. Aan die ooste kant was daar 3 poorte, aan die noorde kant 3 poorte, aan die suide kant 3 poorte, en aan die weste kant 3 poorte. En die muur van die stad het 12 fondamente gehad, en daarop was die name van die 12 apostels van die Lam. En hy wat met my gespreek het 'n goue meetroede gehad in die stad en sy poorte en sy mure, om die stad en sy poorte en sy mure te meet. En die stad het vierkantig gelê, en sy lengte was net so groot as sy breedte. En hy het die stad met die meetroede gemeet op 1500 myl, sy lengte en breedte en hoogte was gelyk. En hy het sy muur gemeet op 144 el, volgens 'n mens se maat, wat die maat van 'n engel is. En die boustof van sy muur was jaspis, en die stad was suiwer goud, soos suiwer glas. En die fondamente van die muur van die stad was versierd met allerlei edelgesteentes. Die eerste fondament was jaspis, die tweede safier, die derde kalsedoon, die vierde smarag, die 5de sardonyx, die 6de sardius, die 7de chrysoliet, die 8ste beryl, die 9de topaas, die 10de chrysopaas, die 11de hyasint en die 12de ametis. En die 12 poorte was 12 parels, elkeen van die poorte was uit 1 parel, en die straat van die stad was suiwer goud soos deurskynende glas. En 'n tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God, die Almagtige, is sy tempel en die Lam. En die stad het die son of die maan nie nodig gehad om aan hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp. En die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel, en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin. En bedags, want nag sal daar nie meer wees nie, sal sy poorte nooit gesluit word nie, en hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies daarin bring, en daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuns doen nie, maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam. En hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra, en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom sien, en hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees, en nag sal daar nie meer wees nie, en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig, en hulle sal as konings regeer tot in ewigheid. Dit is die woord van die Here. Geliefdes, ons gaan by hierdie hele gedeelte stil staan. Ek gaan nie 'n spesifieke teksvers uitlig vanmôre nie, omdat ek verskillende aspekte graag hier uit hierdie gedeelte uit vir u wil uitlig vanmôre. Nou 'n belangrike aspek van enige sportsoort is kondisionering. As 'n mens met enige van die groot spanne praat, dink maar aan die Springbokke byvoorbeeld, of die All Blacks, of wie ook al, of watter, dit hoef nie 'n spansport te wees nie, dit is baie keer ook 'n individuele sport, is dat deel van die ondersteuningsspan van so 'n groep spelers, of so 'n atleet, is dat hy 'n sportsielkundige byderhand het. Iemand wat basies in sy gedagtes met hom kan werk oor dit wat vir hom voorlê, hoe die wedstryd gaan wees, hoe die wedloop gaan wees, want hierdie kondisionering kan ons ook noem visualisering. Visualisering beteken om die vermoë te hê om reeds voordat jy die wedstryd speel of voordat jy die wedloop aan deelneem, om in jou gedagtes dit te kan sien afspeel, om te kan sien wat moet jy doen, om te weet hoe moet jy deelneem, om te weet waar moet jy wees, wat moet jy doen, wat is jou verantwoordelikhede, sodat wanneer jy op die veld draf, of wanneer jy in die blokke sak om weg te spring, jy reeds in 'n sekere sin hierdie wedloop of hierdie wedstryd in jou gedagtes gehardloop het of gespeel het. Nou, in 'n onderhoud tydens 'n Wimbledon toernooi het Novak Djokovic, die tennisspeler, gesê dat visualisering
waarskynlik die belangrikste deel van sy voorbereiding is. Nou mense sal nou dink hierdie ouens, hulle oefen ure lank op die veld of op die baan. Hulle is van die oggend tot die aand op die tennisbaan. Hulle repeteer sekere houe oor en oor sodat hulle wat is die Afrikaans vir hulle muscle memory, nie, sodat hulle spiere kan onthou wat moet gebeur en dit van self kan begin doen ensovoorts. Maar hy sê nee, daar's 'n belangriker deel van my voorbereiding en dit is visualisering. Dit is om met elke punt en elke spel wat ek moet speel reeds te sien hoe gaan ek dit doen nog voordat ek dit doen. Dis om jouself as 'n wenner te sien nog voordat jy 'n wenner is. En na die onderhoud sê hy, die belangrikste en waarskynlik die eerste oorwinning wat jy moet hê, is binne in jouself. Wat ook al dan buite jouself gebeur, is bloot 'n gevolg of 'n manifestasie of 'n uitspeel van dit wat reeds binne in jou gebeur het. Nou om te visualiseer is nog belangriker vir die kerk van Jesus Christus as wat dit is vir sportsterre. Dit is om in jou geestesoog te sien dit wat nog in die vooruitsig gestel word, maar waarvan jy reeds 100% seker is. En dit is wat visie is. Dis om die eindproduk te sien nog voordat dit volledige werklikheid is. Dis om iets van dit wat jy onwrikbaar glo as so werklik te beleef, dat dit nou reeds jou optrede beïnvloed en jou optrede bepaal, al is jy nog nie daar waar jy veronderstel is om te wees nie. En daarom, geliefdes, bespreek ons vanoggend 'n belangrike vraag. 'n Vraag waarmee die kerk van die Here altyd besig moet wees. Dit is die vraag, wat is die visie van die kerk? En ons bedoel nie hiermee dieselfde as wat die wêreld bedoel met by groot maatskappye, dan ons gewoonlik kry jy spanbou geleenthede en strategiese sessies waar daar gesê word, wat is ons visie en ons missie, so asof elkeen sin anderster kan lyk nie. Die kerk van die Here sin is altyd dieselfde. Hierdie kerk se visie behoort nie anders te wees as die kerk in Amerika se nie, of die kerk in Europa se, of die kerk in Asië se nie, want dit is die kerk van die Here. Die Here gee self vir ons sy visie van die kerk, want dit is immers sy eiendom. Sodat die kerk op aarde uiteindelik baie duidelik kan wees waarheen ons op pad is en waarmee ons besig behoort te wees. En dit kry ons tot 'n groot mate. Daar's natuurlik baie ander tekste wat ons kan lees, maar ek dink Openbaring 21 tot 22 vers 5 gee vir ons 'n goeie platform om te dink oor die visie. Hoekom? Want die Here gee vir ons 'n prentjie van dit wat afgehandel is, van dit wat klaar is. So vanuit daardie prentjie gaan ons nou terugwerk na waar die kerk nou is en waarmee ons nou moet besig wees. Want ons is immers op pad na daardie volmaakte beeld toe, na dit wat God in die vooruitsig stel, na dit wat hy wil hê sy kerk moet wees, nie waar nie? Ons kan nie met iets anders besig wees nie, dan is ons nie kerk nie. Ons moet besig wees met wat die Here van ons vra. En ons kry dan hierdie beskrywing van Jerusalem wat uit die hemel uit neerdaal. Ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, die nuwe Jerusalem, sien Johannes in hierdie gesig van hom uit die hemel uit neerdaal. Nou ons het baie keer wanneer ons hierdie hoofstukke lees, dan het ons ook so 'n prentjie oor die hemel in ons gedagtes dat dit 'n stad is, 'n fisiese plek is waar ek gaan woon, met goue strate en met edelgesteentes, en dit is moontlik dat dit ook iets fisies kan wees, maar u moet mooi verstaan wanneer hier in hierdie gedeelte oor die stad gepraat word, oor Jerusalem gepraat word, dan bedoel die Here nie 'n fisiese plek daarmee nie. Dink 'n bietjie, as ons in ons algemene omgangstaal met mekaar 'n stad of 'n dorp se naam noem, dan bedoel ons nie altyd daarmee die fisiese plek nie. Ons sal byvoorbeeld sê Port Elizabeth is 'n vriendelike stad.
dan bedoel ons nie as jy daar aanry, dan glimlag die geboue vir jou nie. Ons bedoel, die mense wat daar woon, is baie vriendelik. Maar partykeer bedoel ons ook Pretoria is 'n mooi stad, dan bedoel ons as die jacarandas nou begin blom, dis 'n mooi plek, dit is mooi argitektuur, so dit kan ook dit beteken, maar in hierdie gedeelte beteken Jerusalem die inwoners. Die stad Jerusalem verteenwoordig die kerk van die Here. Dis hoe dit hier bedoel word. Jerusalem word immers in die gedeelte 'n bruid genoem. Die Here sê, daar's 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde en ek het die stad sien neerdal toeberei soos 'n bruid. Dit verwys dus na die uitverkorenes, die verlostes van die Here. Ons behoort hierdie beeld dus in ons visie vir die gemeente in te span. Want dit wat ons hier lees, dat die kerk toeberei is soos 'n bruid, veronderstel vir ons sekere dinge. Ons weet, 'n bruid wat uiteindelik in die paadjie afstap om met die bruidegom te trou, daai bruid lyk nie net soos sy lyk, sy het nie vanoggend so opgestaan nie. Vir 'n bruid om gereed te wees, om toeberei te wees, veronderstel, daar moet sekere goed vooraf gebeur. So wat die Here dus vir sy kerk sê is, julle moet onthou, julle sit nie hier, julle sit nie Sondag hier by mekaar sodat julle mekaar kan warm vryf en vir mekaar kan vertel hoe oulik en hoe mooi julle is nie. Die kerk moet besig wees met sekere goed, daar moet sekere voorbereidingswerk wees, want die bruid moet gereed wees, moet pragtig, mooi, skoon, afgerond wees vir die bruidegom. Die kerk hier op aarde is dus in 'n sekere sin die kleedrepetisie van dit wat nog moet kom. En daarom is ons besig met hierdie voorbereidingswerk. Dink maar aan 'n bruid. Maande voor die tyd begin 'n bruid al die eet. Hulle gaan besoek meer as een keer die haarkapper en daar word proewe gedoen met hierdie en met daardie en die gremering word aangesit en afgewas en weer 'n keer aangesit en afgewas. Daar's so baie goed, die rok moet ons kyk na prentjies oor rokke en ons doen verstellings aan die rok en ons maak die rok reg, want uiteindelik wil ons graag hê daardie bruid moet wees soos wat die bruidegom wil hê. Maar as ons so besig is hier op aarde, dan beteken dit ons moet 'n prentjie hê. Nie waar nie? En dink maar 'n bietjie aan 'n bruid wat regmaak vir haar groot dag. Hulle gaan na die haarkapper toe en sê, ek wil hê my hare moet so lyk. Hier is die prentjie. Hulle kom by die ou wat die rok ontwerp en sê, ek wil hê my rok moet so lyk, soos hierdie prentjie. Kan jy vir my so rok maak? Verstel hom 'n bietjie, dat hy hier 'n bietjie anders lyk en daar anders, maar hy moet so lyk. So as ons besig is met voorbereidingswerk, dan gee die Here vir ons 'n prentjie van die eindproduk en hy sê, as julle voorberei, as julle besig is hier in julle kerke met voorbereidingswerk, so moet die bruid lyk. Dis waartoe ons op pad is. In die gedeelte beklemtoon die Here 8 dinge. Mens sou sekerlik meer kon uithaal, maar ek wil graag by hierdie 8 kortliks stil staan. Die eerste is, die Here sien 'n kerk waar dit wat oud is, vervang is met dit wat nuut is. Die oue word met die nuwe vervang. Ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. Net so vir interessantheid, die see is die woonplek, in Openbaring is dit 'n simbolies vir die woonplek van die bose. So jy sal ook lees dat een van die diere waarvan Openbaring praat, uit die see uit opkom, want dit word, en as die Here dan hier sê, dat die see sal daar nie meer wees nie, dan sê hy, daar sal nie plek wees vir die bose nie. Hy sê in vers 8 hier, 8 en 9,
wat is die plek wat hy gereed gemaak het vir die bose, die poel van vuur, dis waar hulle sal wees. Die ou skepping gaan met 'n nuwe een vervang word. Dit sal fisies gebeur. Die Here gaan hierdie aarde oormaak, want ons lees ook in die Bybel, in Romeine byvoorbeeld, dat die hele aarde is ook vasgevang in die greep van die sondeval en sug daarna om verlos te word van die greep waarin hy is, of sy is. Sodat die aarde uiteindelik ook bevry kan word van die invloed wat die sondeval daarop het. Die aarde gaan oorgemaak word. Maar daar gaan ook iets met ons gebeur. Die Here sê wanneer sy wederkoms plaasvind, dan sal ons vernuwe word, ons sal verheerlikte liggame ontvang, ons sal volmaak wees. Maar iets van daardie volmaaktheid moet nou reeds begin gebeur. Ons sit nie maar net in die kerk en wag dat die Here nou moet kom, dat ons uiteindelik anderster kan lyk en kan wees as wat ons nou is nie. Daar's 'n aspek daarvan wat reeds teenwoordig moet wees in die kerk. Daarom behoort ons die oue reeds met die nuwe te vervang, wanneer gelowiges tot bekering kom. As jy tot bekering kom, broers en susters, dan beteken dit 'n 180 grade ommekeer. Jy is nie meer wat jy was nie, jy is iets heeltemal anderster. Jy is nie meer op pad waarheen jy op pad was nie, jy het 'n nuwe bestemming gekry, jy het 'n nuwe identiteit gekry, jy het 'n nuwe hart gekry, wat beteken daar moet nuwe dinge in jou lewe na vore kom. Paulus beskryf dit in Efesiërs 4 met 'n beeld. Hy sê, ons moet onsself nou met Christus beklee. Ons moet die ou mens uittrek, dit wat ek was, dit wat ek nie meer wil wees nie, en ek moet myself met die nuwe mens in Christus beklee. Ek moet al meer soos Christus word. Die katekismes gebruik so die mooi woorde, hoe langer, hoe meer. Hoe langer jy 'n Christen is, hoe meer moet jy soos Christus wees. Dit sluit aan by die feit dat die kerk besig is met voorbereidingswerk. Ons doen in die kerk nie net instandhoudingswerk nie. En om dan voor te berei, broers en susters, beteken, ons moet soms afbreek. Ons moet soms oorbegin. Want onthou net, ons is nie besig om net bouvalle te pleister, dat hulle net daarom nie uit mekaar uitval nie. Die Here sê ons gaan nuut gemaak wees. Ons gaan saam met hom uit die dood uit opstaan. Onthou die beeld van Esegiel 37. 'n vallei vol doodsbeendere. En die Here sê, hulle sal uit die dood uit opstaan. Ek gaan vir hulle vlees en bloed gee, en ek gaan my gees in hulle uitstort, en hulle gaan lewe. Dit kan nie dieselfde bly nie. En daarom is dit die visie van die kerk om die oue met die nuwe te vervang. Nou hier, is nou alles goed en wel. Ons kan nou vir mekaar sê, ja, die oue moet met die nuwe vervang word. Maar hier kom 'n waarskuwing vir beide, ouens wat meer uit 'n konservatiewe agtergrond uit is, en vir hulle wat meer uit 'n liberale agtergrond uit is. Luister mooi. Want wat doen konservatiewes? Konservatiewes sê, die oue is beter. Oor die algemeen is dit wat ons sê. Want ons is skepties oor verandering. Terwyl ware konservatisme eintlik nie net sê, die oue is beter nie. Ware konservatiewes sê, die regte is beter. Dit wat die Bybel sê is beter. Daarom verander ons nie van dit wat die Bybel sê nie. Maar daar is baie keer 'n gevaar dat ons net verval in hierdie ding van die oue is beter. Nou kom die kerk en hulle wil vir my sê, ek moet nie dinge so doen nie, ek moet dinge so doen. Nee, ek is konservatief, ek hou daarvan om te wees wie ek is. Dis wie ek nog altyd was, ek gaan nog net so bly. In die kerk van die Here kan dit nie so wees nie. Maar liberales moet ook versigtig wees, want hulle is weer geneig om net alles te verander ter wille van verandering. Elke nuwe ding wat daar op die horison verskyn, dit moet nou in die kerk gebeur. Want dit is nie so, dit moet beter wees. Die Here gee vir ons 'n prentjie van die nuwe dinge wat in die plek van die ou dinge moet kom. En daardie prentjie kry ons eintlik al in Genesis 1. Want die Here het in Genesis 1 vir Adam en Eva na sy beeld geskep.
En as hy sê, daar moet nuwe dinge in die plek van die ou dinge kom, dan sê hy, ek wil hê julle moet weer wees waar Adam en Eva was. Ware kennis, ware geregtigheid en heiligheid. Dis wat julle julleself mee moet beklee. Dis die nuwe dinge wat in die plek van die ou dinge moet kom. En daarom moet ons versigtig wees om sommer net vernuwing te sien as die beste ding, en dit selfs reformatie te noem, want dit moet in lyn wees met die skrif. Die tweede saak is die kerk behoort ook die woonplek van God te wees. Vers 3 sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense. Tabernakel simboliseer God se teenwoordigheid. Dink aan die Ou Testament. In die Ou Testament was die tabernakel die plek gewees waar God sy volk ontmoet het. Dit was die ontmoetingspunt gewees tussen God en mens. Dit was weliswaar 'n ontmoetingsplek wat nie, daardie ontmoeting kon net plaasvind wanneer daar versoening gedoen is vir die sonde, wanneer daar 'n offer was, dan kon jy in die teenwoordigheid van die heilige God ingegaan het, maar nie eers die hoë priester kon in die allerheiligste ingaan, as hy nie vir sy eie sondes versoening gedoen het nie. Maar die punt van die tabernakel is, dis die plek waar God en mens mekaar ontmoet. In die Nuwe Testament lees ons dat Jesus Christus mens geword het. In Johannes 1 lees ons, hy het onder ons kom woon, letterlik beteken die Grieks daar, hy het onder ons kom tabernakel, menende, hy het by ons kom tent opslaan. Hy is die ontmoetingsplek. Hy is die tempel van die Here. Hy is die plek waar, as jy God wil ontmoet, dan moet jy dit deur Christus doen. Jy kan nie sonder Christus by die Vader uitkom nie. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Die kerk is dus die woonplek van God self. Dit moet 'n plek wees waar mense God se teenwoordigheid beleef. Nie net in 'n geestelike sin nie, fisies. Dink aan die erediens. Die erediens moet 'n plek wees waar mense baie bewus daarvan dat God hier is. Dink aan hoe die Here die erediens begin. Ons het 'n groot woord daarvoor, die votum, of die uitspraak wat gelewer word aan die begin. Het u gehoor wat die Here vanmôre gesê het, hoe het hy sy vergadering begin? Die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom o ganse aarde. As jy hier instap, moet jy weet, jy is in die teenwoordigheid van God. Natuurlik is ons daar buitekant ook in die teenwoordigheid van God, maar ons is hier in die besonder in sy teenwoordigheid. Hoekom? Want hy roep sy vergadering byeen. Dis sy vergadering, hy roep ons op om hier te wees. Aanbidding, ons aanbidding as kerk van die Here behoort sy teenwoordigheid en sy heiligheid te weerspieël. Dit behoort mense nader aan hom te bring. Hierdie aanbiddingsplek moet ook 'n ontmoetingsplek wees tussen God en mens, omdat hulle Christus hier kry, omdat hulle Christus hier hoor, omdat hulle Christus hier sien. Dit raak natuurlik iets soos ons kerkwesen en hoe ons byvoorbeeld sing in die kerk. Sing ons met 'n luide stem in die teenwoordigheid van die Here? Sing ons met opgewonde, met vreugde? Ons sing baie skrifgetroue liedere en dit is 'n goeie ding van ons liedere, maar ons behoort hierdie liedere beter te ken. Sing ons dit by ons huise? Sing ons dit in die huisaltaar? Sing ons dit wanneer ons as gelowiges by mekaar is? Broers en susters, jy kan nie net op 'n Sondag kom sing nie. Die kerk van die Here is 'n singende kerk, waar die grootheid van die Here besing oralste waar hulle kom. Maar ons aanbidding moet ook vir mense iets van 'n belewenis wees. Mense moet hier kan instap en sê, ek weet die Here is hier. Iets van die manier hoe julle dit hier doen, sê dit vir my. En daarom wil ons ook graag iets meer maak van die erediens en praat ons ook by die ouderlingraad daaroor om hoe ons die musiek en uiteindelik ook die instrumente
Ons wil graag meer klassieke instrumente gebruik saam met die erediens en kyk of dit kan werk om daardie gevoel van grootsheid en van die teenwoordigheid van die Here by ons te bevestig. En as hier van u is wat instrumente bespeel en vir ons wil help, kom praat met my na die tyd. Maar aanbidding behoort ook God gesentreerd te wees. Besoekers behoort agter te kom in ons optrede dat God by ons is. Alles wat ons doen, die manier hoe ons teenoor mekaar optree, die gasvryheid waarmee ons iemand hier ontvang, die wyse waarop ons met mekaar gesels, behoort te wys dat die Here nog altyd hier is. En mense moet as hulle hier instap sê, weet jy wat, hierdie ouens is anders. Hierdie ouens, hoor, hoe praat hulle? Kyk die besluite wat hulle neem. Hulle is altyd bewus daarvan dat die Here alles weet wat hulle doen. Hulle leef voor sy aangesig. Daarom probeer hulle om anders op te tree. En so behoort mense die Here se teenwoordigheid by ons te beleef. Daar moet 'n gees van nederigheid by ons wees en nie van meerderwaardigheid nie. Mense moet by ons welkom voel, ongeag hulle agtergrond, ongeag hulle status, ongeag hulle verlede. Dink maar net, as die Here Jesus sy gemeente sou bymekaar roep, hoe sou daardie gemeente gelyk het? Tollenaars, prostituie, sondaars, want dit was die met wie hy gekuier het. Nie omdat hy hulle maatjie was nie, maar omdat hy geweet het, hulle het my nodig. En daarom is dit 'n vraag, is daar by ons 'n openheid? Of is ons altyd agterdogtig as so iemand in die kerk instap, want wat soek so ene nou by ons in die kerk? Broers en susters, die Here se teenwoordigheid in ons gemeente moet van so 'n aard wees, dat mense my op die straat raakloop en sê, my in die arm vat, soos in Sagaria 8 vers 23 en sê, vat my met jou saam, want ek kan sien dat die Here by jou is. Derdens moet die kerk 'n plek wees waar Christus self op die troon sit en regeer. Christus, lees ons in hierdie gedeelte, Openbaring 21 vers 5, 22 vers 3, is die Alfa en die Omega. Ons lees in die gedeelte dat die lam op die troon is. Johannes sien die lam en hy sien die troon en hy sien waar hy regeer. En dit is vir ons 'n wonderlike troos, broers en susters, 'n wonderlike motivering om kerk te wees, soos wat die Here ons roep om kerk te wees, want Christus regeer reeds. Jy weet nie, ons bid so baie keer die Onse Vader, laat u koninkryk kom, asof dit iets is wat eendag gaan gebeur. Ag, ons wens tog net die Here wil kom. Ag, kan hy nie maar net terugkom, dat hy kan hierdie boosheid vernietig en kan regeer nie. Hy regeer reeds. Jesus Christus het opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar na die hemel. Hy sit aan die regterhand van die Vader. Hy het gesê, voordat hy opgevaar het na die hemel toe, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Hy is koning. Daarom behoort ons 'n kerk te visualiseer wat aan hom gehoorsaam is. En ons behoort ook van mekaar te verwag om aan die koning gehoorsaam te wees. Ons behoort mekaar verantwoordbaar te hou in die kerk. Ons hou nie altyd daarvan nie, maar dit is belangrik. Daar kan nie rebellie in die koninkryk wees nie, want daar is een koning, nie 100 nie, waarin elkeen sy eie mening het en sy eie ding doen en sy eie vorm van Christendom beleef en beoefen nie. Daarom moet ons onsself afvra, hoe sal so 'n kerk lyk waar Christus reeds regeer? Die eerste, heel belangrikste is, die skrif word in so 'n kerk gehandhaaf. So 'n kerk vra altyd eerste, as daar byvoorbeeld 'n ouderlingraadsvergadering is en daar moet belangrike besluite geneem word, dan vra so 'n kerk altyd eerste, wat sê die Here? Wat sê die Here vir ons oor hierdie saak? Dit vra nie, waarvan sal die mense hou nie? Dit vra nie, wat wil die meerderheid hê nie? Dit vra, wat sê
die Bybel. Maar daar is nie 'n meerderwaardige omgang met die skrif nie. Daar is 'n nederigheid wat altyd eers te buig voor die gesag van die skrif, voordat daar van ander verwag word om te buig voor die gesag van die skrif. Die kerk is in die 4de plek veronderstel om 'n plek van genesing en herstel te wees. So die Here sien sy kerk as 'n plek wat ander genees en herstel. 21 vers 4, 22 vers 1 en 2 lees ons die Here droog al die trane af. Geen dood, geen droefheid of moeite nie. En dan hoofstuk 22, in die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Nou dit roep vir ons die beeld op van Jesegiel 49. Jy sal dit dalk onthou van die tempel wat Jesegiel gesien het. Dis ook 'n visioen wat hy gesien het van die tempel en 'n fontein wat in die tempel self ontspring en dan na die ooste kant toe wegvloei. Dis belangrik dat hierdie stroom na die ooste kant toe weggevloei het, want die ooste kant is die droë kant in Israel. Dis die woestyn. Hy vloei in die rigting van die dooie see. En hoe verder hierdie stroom vloei, hoe sterker raak die stroom, hoe dieper raak die stroom, sodat Jesegiel kort deurstap, maar naderhand kan hy nie meer deurstap nie, die stroom is te sterk, en dan sien hy, op die kante van hierdie stroom groei daar bome wat vrugte dra. En waarvan die blare nie verwelk nie, dit dra die heeltyd vrug. En uiteindelik vloei hierdie waters in die dooie see in, en wat sien hy in die dooie see? Hy sê, ek sien vissermanne. En in die dooie see kry jy nie 'n vis nie. Die water is te sout. Maar die Here gebruik hierdie beeld, want hy wil eintlik vir ons wys en sê, dit wat jy gedink het in jou lewe nooit sal gebeur nie, dit gaan gebeur. Mense wat jy gedink het nooit gaan verander nie, gaan verander. Mense wat in jou oë so dood was, dat jy hulle afgeskryf het, dat jy vir hulle gesê het, al einde wat daar vir jou kan wees, is die hel. Hulle gaan verander word, wanneer die Gees van die Here in hulle binneste kom. Dis waarvan ons hier lees. Die kerk as 'n plek van genesing, 'n plek waar mense getroos word, waar daar ware omgee vir mekaar is, waar die wat seer gekry het in die lewe opgehelp word en nie verder afgebreek word nie. 'n Plek waar mense eerder ingesluit as uitgesluit word. Want ons was almal eendag buite gewees. Dit moet ons onthou, broers en susters. Ons sit baie keer in die kerk en ons vergeet gerieflikheidshalwe dat ons ook daar was. Wanneer Paulus aan die Efesiërs skryf, dan herinner hy hulle, so was ons almal. Ons was dood. Ons was ver van die Here. Ons het hom nie geken nie. Maar hier sit ons nou is ons kinders van die Here. Laat ons dus nie dink ons is beter as enige iemand wat hier instap met sy probleme en met sy sondes nie. Hierdie herstel kan natuurlik net in Christus gebeur. Ons kan nie hier vir mekaar net klomp sielkundige raad gee en hoop op so 'n manier kan ons nou mense se lewens verbeter nie. Christus is immers die fontein van lewende water, en wie van hom drink, sê hy, sal in der ewigheid nooit dors word nie. Wanneer die kerk hierdie eienskap begin verloor, om 'n plek van genesing te wees, wanneer die kerk hoogmoedig begin raak, wanneer die kerk al hoe meer op hulle eie heiligheid hamer en die feit dat hulle alles reg het, dan moet ons visie herbedink. Om 'n plek van genesing te wees beteken natuurlik nie net, of nie dat 'n mens ligtelik met die sonde omgaan nie, dit moet ons ook verstaan. Om 'n plek van genesing te wees beteken nie, as jy hier instap met jou sonde, dat jy moet dink, ek gaan my arm om jou sit en sê, toe maar, hier by ons kan jy
het jy 'n veilige ruimte om te wees wie jy wil wees nie. Dink 'n bietjie aan genesing, broers en susters. Dink daaraan as jy ernstig siek is. Wat doen jy as jy ernstig siek is? Jy gaan na 'n dokter toe. Waarvoor is jy bereid? Wat wil jy met die dokter vir jou doen? Wil jy, hy moet net vir jou sê, toe maar. Weet jy wat? Kom ek gee vir jou iets om jou gemaklik te maak. Hierdie pilletjie sal help dat dit net nie so seer is nie, maar die seer gaan heeltyd daar wees. Is dit wat jy wil hê? Nee. Jy gaan na 'n dokter toe sodat hy jou gesond kan maak. Maak nie saak wat dit vra nie. Partykeer beteken dit, hy moet jou oop sny, hy moet diep sny, hy moet uithaal, hy moet seer maak. Beteken dalk maande lank in 'n hospitaal. Maar niemand van ons raak vir die dokter kwaad as hy dit doen nie, want ons gee hom eintlik toestemming, want ons weet dis wat ons nodig het. Maar dit moet ons ook in die kerk doen. As ons werklik genesend wil wees in die kerk, broers en susters, moet ons bereid wees om ook sonde by die naam te noem. Weliswaar op 'n manier wat altyd Christus bedien. Sê, maar weet jy wat, jy kan jou sonde bely. Jy kan dit maar erken. Ek gaan nie slegter van jou dink omdat jy sê wat jou sonde is nie, maar dit is nodig dat jy dit bely in die naam van Christus, sodat jy daarvan genees kan word en 'n nuwe lewe kan lei, en daarmee kan ek jou help vanuit die skrif uit. En dis 'n belangrike vraag, broers en susters. Sal mense wat seer gekry het, wat soekend is, sal hulle ons gemeente opsoek? Sal hulle vrymoedigheid hê om na een van ons toe te stap en vir ons hulp te vra? En dis hier waar ons regtig moet selfondersoek doen. Elkeen van ons. Dink aan jou benadering, dink as iemand na jou toe kom, dink as iemand met 'n probleem na jou toe kom. Jy weet, ons dominees is baie keer geneig, en is baie keer maar in die kerk ook 'n probleem, as iemand na ons toe kom en sê, dominee, die Here voel so ver van my af. Dan sal ons dadelik op ingaan, jong, maar jy weet, as ons as Christene werk nie eintlik op gevoelens nie, want ons gevoelens, natuurlik is dit so, dis nie onwaar nie. Maar wat hierdie ou vir jou sê is, ek voel nie naby die Here nie. Ek voel of God deur in die hemel is en ek hier op die aarde is. Hy het 'n ander probleem. Sy probleem is nie, hy wil nie weet wat moet hy met sy gevoelens maak nie. Dis maar net 'n manier hoe hy dit vir jou kom sê. En ons moet baie keer verby daai goed kan kyk. Ons moet baie keer kan sien wat sit agter ouens se verkeerde uitdrukkings en swak teologiese taalgebruik. En ons moet dit hoor. Die 5de plek is die kerk heilig. Die kerk word hier voorgestel as 'n glansende bruid. Ek gaan dit nou nie alles lees nie, maar ek gaan net so 'n paar dinge noem hier. Die hele prentjie wat hier geskets word van die stad, 'n heerlike stad met strate van goud, met perfekte afmetings, 'n perfekte kubus, nê? Lengte, breedte, hoogte daarvan dieselfde, wat sê dit is 'n volmaakte stad met sy 12 poorte, met die 12 name van die stamme van Israel op die poorte aangebring, gebou op die apostels se fondasies. En dan lees ons ook hier die beeld van 'n bruid wat gereinig is, wat heilig is vir haar man, wat van skoonheid skitter. Die kerk is dus veronderstel om die heiligheid, die heerlikheid en die skoonheid van God te reflekteer. Ons word geroep om in die wêreld te wees, maar nie soos die wêreld of van die wêreld te wees nie. Wat is die Here se visie vir sy kerk? Lyk anders. Christene trek anders aan. Hulle praat anders. Hulle eet anders. Hulle hou anders partytjie. En so kan ons aangaan. En hulle lyk nie soos die wêreld nie. Die kerk behoort 'n plek te wees waarvan mense dadelik sal sê, hier is iets anders. Hier is iets wat ek nie ken nie.
Hier is iets wat vir my vreemd is. Ek sien 'n ander leefwyse, ek hoor mense anders praat. Kyk hoe hou hierdie ouens kerkraadsvergadering. Hulle verskil hewig van mekaar, maar hulle skree nie op mekaar nie. Hulle storm nie uit 'n vergadering uit nie. Hulle skree, hulle beheer hulle woede. Hulle is ernstig. Maar hulle is nie kinderagtig nie. Kyk hierdie mense se huwelike. Hoe praat hierdie mans met hulle vrouens? Kyk hoe dien hierdie vrouens hulle mans. En hulle gee nie om of ons in 'n wêreld leef wat sê feminisme is alles en die vrou is gelyk met die man nie. Hulle gee nie om diensbaar te wees aan hulle mans nie. Want dis die prentjie wat God vir ons gee. Weet jy wat se interessante wat ons ook sien in hierdie gedeelte, die 12 gesteentes wat hier genoem word, is almal anisotropiese stene. Ek weet nie of jy die verskil ken tussen isotropiese en anisotropiese stene nie. Isotropiese stene is soos 'n diamant. As jy lig daardeur skyn, dan is die lig wit wat aan die ander kant uitkom. Maar 'n anisotropiese steen is, as jy lig daardeur skyn, dan gee hy vir jou 'n kaleidoskoop van kleure. En dit wys iets van die veelkleurigheid wat daar in die kerk van die Here is. Elkeen is uniek, elkeen is anders, maar elkeen help om die prentjie mooi te maak. Die kerk behoort in die 6de plek ook inklusief te wees. In Openbaring 21 vers 24 tot 26 lees ons hierdie dinge. Johannes sien die bruid van Christus wat uit gelowiges bestaan, uit elke volk en taal en stam en nasies. Hoor wat sê hy? En die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel. Dit beteken natuurlik nie dat almal op die aarde in dieselfde kerk moet sit nie, en in dieselfde kerk moet behoort nie. Onthou, daar's 'n kaleidoskoop van kleure. En al hierdie kleure help ook om die heerlikheid van die Godstad uit te lig en die heerlikheid van die koning van hierdie stad te belig. Maar die kerk moet daarop ingestel wees om 'n ruimte te bied vir elkeen uit elke volk en taal en stam en nasie, sodat hulle God kan aanbid. Die opdrag is immer soos wat ons dit in Psalm 96 vers 3 kry, vertel onder die nasies sy eer, onder al die volke sy wonders. Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, die Griekse woord daar is ethnos, al die etniese groepe. Beteken nie elke liewe individu nie, tuurlik sien ons dit ook so, maar spesifiek, volke moet geëvangeliseer word. Die inklusiewe karakter van die kerk lê dus daarin dat niemand met die goeie nuus van die evangelie oorgeslaan mag word nie. Ons is geroep om Christus se getuies te wees in Jerusalem, hier in ons eie omgewing, in Judea, noem dit nou maar ons eie stad Pretoria, in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. So as jy dit so wil sien, in ons gemeente, in ons gemeenskap, in ons stad, in ons land en in die wêreld. Nie eers hier, dan daar nie, oral gelyktydig. Ons webblad van die kerk het 'n baie mooi samevatting van hierdie vergesig. Ons het 'n vergesig vir Suid-Afrika en wyeer staan daar. 'n Gemeenebes, dit beteken mense wat alles in gemeen het, 'n gemeenebes van gelowige volke wat almal die heerskappy van Jesus Christus erken en saam besig is met die uitvoering van sy plan. Wat mekaar kan help, kontak met mekaar kan maak, oor en weer 'n roeping teenoor mekaar kan vervul. Op hierdie wyse wil ons alle volke oproep om hulle hande te klap en tot eer van God te juig, om hulle stem te verhef en sy naam in elke stad op aarde te roem. Hy is immers ewig koning in die hemel en op die aarde.
In die 7de plek is die kerk lig vir die wêreld. Hierdie stad sou julle sien, broers en susters, daar is nie 'n son nie, daar is nie 'n maan nie. Dit wat die Here gegee het om lig te maak is nie daar nie. Hoekom nie? Want die Here is self teenwoordig. Hy wat die God van lig is daar. Die kerk is lig en die kerk kan lig uitstraal omdat Christus self die ligbron is deur sy Heilige Gees. Nou hierdie beeld van lig is ook vir ons tweeledig en ons moet onthou, dit is regtig belangrik as ons 'n visie het vir die kerk. Dalk was jy al in so 'n hotelkamer waar jy daar instap en jy dink, hier's 'n oulike kaggel, dit gaan nou lekker wees vanaand want dit is 'n koue wintersaand, ek gaan die kaggel aansteek en dan gaan dit lekker warm wees en dan kom jy agter, dis eintlik net 'n elektroniese kaggel. Daar's geen hitte nie, daar's lig, maar daar's nie hitte nie. En die Here gebruik hierdie beeld en hy sê, albei moet waar wees. As die kerk lig is, dan is hy beide helder, hy gee lig, hy verlig die duisternis, maar hy straal ook hitte uit. Daar's 'n aantrekkingskrag in hom. Hy gaan nie net koud en kil met die waarheid om nie, hy's aanloklik, hy's verkwikkend. Waar hierdie bruid haar lig uitstraal, daar behoort die gemeenskap rondom die kerk se karakter ook te begin verander. Dis mos eenvoudig, broers en susters. As ons almal die lig van die Here in ons het, en ons gaan uit en ons gaan wees lig vir die wêreld, dan behoort die duisternis mos hier rondom ons verlig te word, nie waar nie? Dan behoort die dinge wat verkeerd is hier in my werk en in my omgewing en in my huis, behoort verlig te word. Want dis wat lig doen, dit verlig die duisternis. Maar dit straal ook warmte uit, dit trek ook mense aan, sodat hulle naby hierdie waarheid wil kom. En daarom behoort ons oral ter lig te wees waar ons kom. Wanneer hierdie aspek deel van ons visie is, dan behoort die samelewing in die kerk se optrede en betrokkenheid die evangelie in aksie te sien. Laastens, die kerk is 'n diensbare volk. Hoofstuk 22 vers 3 tot 4. En sy diensknegte sal hom dien, en hulle sal sy aangesig sien en sy naam sal op hulle voorhoofde wees. Hoor mooi broers en susters, die kerk van die Here is in die eerste plek nie 'n klomp individue nie. Dit word 'n volk genoem. Die volk van die Here. Dit het 'n kollektiewe karakter, gemeenskaplike karakter. Kerk is 'n gemeenskap wat God in diensbaarheid aanbid. 'n Volk wat hulle self as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer gee. Romeine 12 vers 1. Hulle self dus in God se diens stel. Die kerk word van die ewigheid af dus gekenmerk deur diensbaarheid, deur aanbidding, deur intimiteit met God, soos wat daar destyds in die tuin van Eden was. En daarom moet dit ons visie vir die kerk wees, 'n kerk wat diensbaar is. Dit moet 'n plek wees waar ons nie vra, wat doen die kerk vir my nie? Want kyk, dis mos nou maar wat ons doen gewoonlik nie. Wat doen hierdie kerk vir my? Wat kry ek hier by hierdie kerk? Wat se programme het hulle? Hoe gaan hulle die kinders bietjie besig hou met hulle jeugprogramme? En hoe gaan hulle my beter laat voel myself? En wat se dienste kan die kerk vir my lewer? Die vraag wat ons eerder moet vra is, wat kan ek vir die kerk doen? Wat kan ek vir die Here doen? Want die volk van die Here is 'n diensbare volk. Hulle is in diens van hom wat hulle verlos het. Diensbaarheid aan God en diensbaarheid aan mekaar. Diensbaarheid aan ons naaste, diensbaarheid aan ons gemeenskap. Dit vra dus offers. Dit gaan nie vir jou altyd maklik wees nie. Dit gaan van jou vra om goede te doen waarvan jy nie altyd hou nie, waarvoor jy voel jy nie tyd het nie, wat jy nou opsien, want nou moet jy nou weer hierdie ding doen en jy moet nou weer kos maak vir die kerk of nou moet jy weer by hierdie funksie wees. Nee, dit vra ons betrokkenheid. Vra 'n lewe van aanbidding.
Elke ding wat ek doen raak aanbidding. Jy kan deel raak van ons bedieningsspanne, jy kan dien in die kerkraad, jy kan op die vroueaksie dien, jy kan mekaar in jou wijk dien, jy kan mekaar in die omgewing dien, maar jy raak ook diensbaar daar waar jy is. Of jy 'n omroeper is, of jy 'n onderwyser is, of jy 'n prokureur is. Geliefdes, as 'n mens oor die kerk se visie en missie praat, dan is dit so, ons kan maklik in die slaggat trap om op 'n baie wêreldse manier daaroor te dink. Maar dit is nie wat die Here vanmôre vir ons kom wys nie. Hy kom wys vir ons wat is die hemelse. Dit is waarna toe hy wil hê ons moet werk. Dit is wat hy in gedagte het. Dit behoort ons visie hier op aarde te wees. En as jy in die kerk is en jy het 'n ander idee van die kerk as dit, dan is jy op die verkeerde plek. Of jy is met die verkeerde dinge besig. Of jou verstaan van kerkwees is nie reg nie. Dis nie Bybels nie. Wanneer ons vir ons plaaslike kerk dit visualiseer wat God vir sy kerk in die vooruitsig stel, dan sal hy dit deur sy gees laat realiseer. Want dis wat hy wil hê. Is dit nie wonderlik om deel van hierdie groot projek te wees nie? Mag dit ons visie wees om 'n kerk te wees waar die oue met die nuwe vervang word. 'n Plek waar God self deur sy gees teenwoordig is, waar Christus alleen op die troon sit. Mag dit 'n plek van genesing en herstel wees, 'n plek wat aan haar andersheid gekenmerk word, heilig en skoon, 'n veilige ruimte vir gelowiges uit elke volk en taal en stam en nasie, 'n lig vir die wêreld om die pad na die ewigheid aan te toon en ander met warmte daarheen uit te nooi. 'n Plek waar mense mekaar in nederigheid dien, terwyl hulle in eerbied voor God buig. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons bid dat U Gees kragtig in ons sal werk en in hierdie gemeente sal werk, dat ons sal sien wat U wil hê ons moet sien, dat dit ons opgewonde sal maak, dat ons na die wêreld en ons kerk sal kyk op die manier wat U wil hê ons moet kyk, en dat ons gemotiveer deur die kragtige werking van U Gees na hierdie visie sal strewe in alles wat ons doen en dink en sê hier by die kerk, in ons Christen wees. Lei ons, Here, want U is groot en magtig. Gaan voor ons uit en maak ons weer gelyk, sodat U koninkryk kan kom hier en nou tot verheerliking van U naam. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, kom ons antwoord op die prediking vanmôre deur die bekende gesang 391 saam te sing. Ek sien 'n nuwe hemel kom. Watter verse het ek opgesit? 1 tot 3. 1 tot 3. Ons sing verse 1 tot 3. Ek gaan dit nie voorlees nie, dit is 'n beruiming van hierdie gedeelte. Kom ons sing hierdie eerste 3 verse van gesang 391, dan staan hier vir die uitspreek van die seën. Wat skei verdwyn.
Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. In die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle elkeen. Amen.